sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Bring me my Lord, o heilige God, my loflose offer aan U. Ek bring U, my Lord, 'n lofsang aan U, my loflose offer aan U. Ek sing want ek weet, my verlosser leef. Ek besing U grootheid tot in ewigheid. En ek sing want ek weet, my verlosser leef. Ek besing U grootheid tot in ewigheid. Ons sê baie dankie. Ons gaan saam lees uit Efesiërs 1 vanaf vers 15, Paulus se gebed vir die Efesiërs, wat net so 'n ongelooflike mooi gebed is. Daarom vandat ek van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges gehoor het, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Dis die eerste ding wat hy bid voor, wat hy sê deur sy Gees aan julle wysheid gee, hom so bekend maak dat ons hom kan ken. En hy sê bid dat julle geestesoë sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daarin die heerlike erfenis is wat hy vir gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, dis die derde ding, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterkant laat sit het, hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek weet nie of julle die lied ken of kan onthou van Lorika Raag, wat sê onthou om te onthou, om my te onthou. Vergeet om te vergeet, om my nie te vergeet. Met ander woorde is presies dieselfde, dan onthou jy. So as jy vergeet om te vergeet, dan vergeet jy nie, dan onthou jy. En ek dink, dit is wat Hemelvaart vir ons wil sê. Onthou om te onthou. Wat is dit wat ons moet onthou? Paulus noem 'n klomp goeters hier. Hy sê heel eerste, onthou dat jy vir God vra, dat hy vir jou wysheid sal gee, dat hy hom so aan jou sal openbaar, dat jy hom sal ken. Met ander woorde, iemand wat God ken, ken sy woord wat sê, hy het die wêreld so lief gehad, hy het sy seun gegee, sodat die wat in sy seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. So wanneer jy God ken, dan weet jy hierdie belofte. Hy sê ook,
Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sê ook in sy woord, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, is kinders van die Here. Jesus sê dat hy weggaan. Eintlik sê die twee engele dit vir die disippels. Julle wat nou so staan, ons gaan nou 'n bietjie later by dit uitkom. Hy gaan om plek te berei. Hy gaan om aan die regterkant van die troon van God te heers, te regeer. Dis wat hy doen. Dis wat ons moet onthou. En dan sê hy, ek kom weer. En dan sê hy ook, hy moet ons geestesoog verhelder, dat ons sien hoe groot, eerstens dat daar 'n erfenis is, en hoe groot dit is. Met ander woorde, ons weet, en ons onthou, en ons moet dit onthou, en met hemelvaart, moet ons dit net weer 'n keer vir ons sê. Jesus sê, ek het opgevaar, ek kom weer. Almal wat in my glo, het die ewige lewe. Sien uit dat hy kom, is nie bang dat hy kom nie. En dan sê hy, moenie vergeet nie, die krag wat hy vir ons gee. Die derde ding, waarvoor Paulus bid vir hierdie gemeente, hy sê, onthou, God gee vir jou krag. Dis dieselfde krag waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis dieselfde krag waarmee hy Jesus in die hemel in laat opvaar het. Onthou hierdie krag wat bo alles is, behoort aan sy kinders. En daarvoor is hulle dankbaar. Daar word 'n storie vertel van 'n ou wat graag in Europa wou gaan toer. Sy lewe lank gespaar het vir hierdie toer en toe uiteindelik genoeg geld bymekaar gehad het en hy wou nie vlieg nie, hy wil met 'n boot reis Europa toe. En toe hy genoeg geld bymekaar gemaak het, toe koop hy sy kaartjie. En toe hy nou klaar sy kaartjie gekoop het, toe het hy omtrent niks geld oor vir spandeer nie. Maar hy weet nou, hoe maak hy nou vir hierdie bootrit wat oor dae strek, en dan besef hy, maar al wat hy nou kan doen, is hy's baie lief vir kaas, so kom ek koop nou vir my 'n klomp kaas, wat ek aan middag en aand, wanneer die mense eetsaal toe gaan, dan eet ek nou maar van die kaas. En so het hy dag 1 gedoen, dag 2 gedoen, op dag 3 gedoen, op die ouend het die kaas so 'n mif laagie oor, maar hy eet die kaas, haal die mif af, want hy's lief vir kaas, en dis al wat hy het. En toe hy Rotterdam se liggies beginne sien, vra hy vir 'n kelner, wat hy nou goed leer ken het, en gesê het, vergewe my, asseblief dat ek dit vra. Maar kan ek nie net, kan jy nie iets doen, dat ek net een ete, hierdie reuk, wat uit hierdie eetsaal uitkom, maak my mal in my kop. Ek kry so lus vir hierdie kos, en ek weet, ek moet my kaas eet, want is al wat ek het. En die man sê, die kelner sê, as dit dringend is, moet jy hom vat. Dat sy, onder beheer. Goed, en die kelner sê, weet jy nie, dat jou kaartjie alle etes ingesluit het nie? Weet jy nie, dat jy aan al hierdie heerlike kos, die heeltyd kon eet, en knippeldik van dit kon word? Al die plesier van dit wat jy geryk het, kon deur jou mond in jou maag gegaan het. Maar jy het dit nie geweet nie. God se kinders weet partykeer nie wat hy vir hulle gee nie. God se kinders weet partykeer nie, want hulle ken hom nie. En met hemelvaart kom sê die Here weer, onthou om te onthou. Onthou, jy hoef nie van die kaas te eet nie. Jy kan aansit by die tafel
Jy kan die hele maaltyd, die voorgereg, die hoofgereg, die nagereg, die tee na die tyd, jy kan alles kry. Jy kan, want ons vergeet. Ons vergeet dat ons kinders van die Here is, ons vergeet dat ons hemel toe gaan, ons vergeet dat ons seker kan wees, ons vergeet dat God vir ons in sy woord sê. Vanaand kom die Here weer en sê, onthou dit, moet dit nie vergeet nie, dis belangrik. Want wanneer jy weet wie jy is, waarin jy op pad is, en waarmee jy besig is, dit verander jou lewe. Ook sê hy, moenie vergeet dat jy krag het nie. Wanneer Jesus opvaar, sê hy twee goed ook. In Matteus, hy stop ons daarso. Sê hy, aan my is gegee al die mag, al die krag in die hemel en op die aarde. Al die mag behoort aan hom. So wanneer Jesus opvaar hemel toe, dan is hy besig met sy troonbestuiging. Hy's besig om 'n plek in te neem om te heers, te regeer, nie net oor die kerk nie, oor die heelal. Die heelal behoort aan hom. Nie aan Trump of Ramaphosa nie. Net so terloops. Partykeer voel dit mos asof die heelal aan een of ander iemand anders behoort. God sê vanaand, moenie vergeet nie. Dit behoort aan my. En dan sê hy, ek is by jou. Ek is by jou tot by die volëinding. Jy's nooit alleen nie. So wanneer jy aanslae beleef, God sê ek is by jou. Dawid getuig eintlik van hierdie krag en dan sê, met my God by my, loop ek 'n bendestorm en spring ek bo 'n muur. Dis hoe sterk ek is met God by my. Ek wil vir julle sê, dat God ons vanaand herinner en sê, jy kan oorwin. Jy kan die Goliat in jou lewe oorwin. En Goliat het nie nodig om jou om te stamp nie. Want Jesus sê, dieselfde krag waarmee God my opgewek het, dieselfde krag waarmee ek hemel toe is, dieselfde krag is in almal van ons. Moenie dat hy jou omstamp nie. Onthou, jy het die krag. Ek wil aangaan en vir julle sê dat in Handelinge 1 vers 9 staan hierdie ongelooflike mooi gedeelte waar Jesus met sy hemelvaart vaar hy nou op en dan staan hierdie disippels en hulle is totaal verskrik want hierdie een aan wie hulle behoort het is in die hemel in opgeneem en dan sê die twee mans met wit klere vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien gaan het. So eintlik sê hy vir hulle, hou nou op kyk, hou nou op teleurgesteld wees, hou nou op hartseer wees, hy is nie vir ewig weg nie. Beteken ek nog 5 minute? Hy gaan terugkom. Hy gaan terugkom. Moenie dit vergeet nie. Moenie vergeet. Gaan en gaan doen. Gaan doen. Wat moet ons doen? Totdat Jesus terugkom. Wat is dit wat ons moet gaan doen? Luister wat staan in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Toe Jesus opgevaar het, is die beloofde Heilige Gees mos uitgestort. En hy sê, julle sal krag hê, en julle sal my disippels wees. Judea, Samaria, uithoeke van die aarde. En dis wat ons moet gaan doen, om Jesus te gaan verkondig, totdat hy weer kom.
Ons leef in 'n wêreld wat geen waardering vir God se kinders het nie. Ons leef in 'n wêreld wat ons soms sal indoen en te nakom. Ons leef in 'n wêreld waarin ons soms kan moedeloos raak, omdat ons so sukkel, en soms so swaar kry, en soms vergeet, en soms nie weet nie, en soms nie kan sien nie. Maar God kom en kom bemoedig ons vanaand en hy sê, moenie ophou goed doen nie. Moenie ophou goed doen nie. Nou bewe ek so dat ek hierdie ding gedruk kry nie. Moenie ophou om goed te doen nie. Dis wat die Here vir hom sê. Al sou die wêreld geen respek hê nie, al sou die wêreld geen liefde toon nie, al sou die wêreld sy rug op die Here draai, al sou daar mense verlore gaan, moenie ophou goed doen nie. Hou aan daarmee. En hy sê vir jou, kom sê die Here weer vir ons vanaand, Hemelvaart 2026, hy het opgevaar en hy gaan weer kom. Tot dan, wees besig met die krag wat God vir jou gee. Wees besig met die ken van die Here. Wees besig met jou oë wat verhelder is en jy sien die werke van die Here en jy vat hom op sy woord en jy vat hom op sy belofte. Wat sê, ek is by jou tot by die volëinding toe. En ek wil afsluit en ek wil sê, onthou om te onthou. Vergeet om te vergeet. Want Jesus sê, jy sal krag kry. Jy sal my disipel wees. En jy sal staande bly. En niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Mag ons gaan leef met hierdie sekerheid in ons hart, in ons siel en in ons verstand. Amen. Hemelse Vader, dankie vir soveel seëninge. Dankie vir soveel genade. Dankie vir u seun Jesus Christus, ons opgevare Jesus. Ons kyk na die wêreld en sien soveel wat stikkend is. Maar toe u opgevaar het u ons nie sonder hoop gelos nie. U het opgevaar om vir ons plek voor te berei, 'n ewige lewe waar dood en pyn nie die laaste sê het nie. Leer ons om hieraan vas te hou wanneer die lewe op aarde dit vir ons moeilik maak, om hoop te vind in die ewige lewe wat u beloof het. En wanneer ons geloof klein voel, wanneer die toekoms vir ons donker lyk, wanneer ons moedeloos raak, help ons om te onthou wat ons moet onthou. En dit is dat u sê, u is by ons, u gee vir ons krag, u sê daar's 'n erfenis wat vir ons wag, daar's 'n rykdom wat vir ons wag, en u sê dat u vir ons dieselfde krag gee as waarmee Jesus uit die dood uit opgewek is en opgevaar het hemel toe. Here, help ons dat hierdie blydskap uit ons lewens sal vloei. Help ons dat ons disipels sal maak. Help ons dat ons nie moedeloos sal word nie. Maak ons innerlik sterk. En ons sien uit, Jesus, dat u terugkom om ons almal te kom haal. Amen. Ons laaste lied is In die hemel is die Heer. Ons gaan staan vir hom en ek wil eintlik net hoor, tevens, ons doen altyd 'n kollekte, sal jy net vir ons by die deur dan wees. Dankie.